Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Here sê in sy woord, kom na my toe dat julle gered kan word. Daar is geen ander God nie. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 437 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis Ou Gesang 208, strofe 1 en 3. Gesang 437 in die liedboek, strofe 1 en 2, Ou Gesang 208, strofe 1 en 3. O Leidsman, Gees van waarheid, vervul ons soos voorheen, skenk blydskap, lig en klaarheid, maak ons in geesdrift een, kom Heilige met u vuur weer en raak ons lippe aan, sodat u ons kan stuur, Heer, en ons met vreugde op die weg mag gaan. Gesang 437, 1 en 2, Ou Gesang 208, 1 en 3. O Leidsman, Gees van waarheid, vervul ons soos voorheen, skenk blydskap, lig en klaarheid, maak ons in geesdrift een. Kom begin met u vuur weer en raak ons lippe aan, sodat u ons kan stuur en ons met vreugde op die weg mag gaan. O Heilige Gees, verryder van God se koninkryk, ons helper en bevryder, laat Gods beeld in ons bly. Gee ons die krag tot dade om in u naam te bou, gesterk deur u genade, maak ons in alles aan u liefde trou. Na die wet sing die gemeente Gesang 238 in die liedboek, strofe 1 en 3, dis Ou Gesang 264, ook strofe 1 en 3. Na die belydenis Gesang 238, strofe 4 en 5, dis Ou Gesang 264, strofe 4 en 5. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alle doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gedeelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie,
Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken het, laat ons ons skuld bely in die sin van Gesang 238, dus ook Gesang 264, strofe 1 en 3. God enkele voor u gesig, is niks op aarde rein nie, ook ons bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Eerwaarde aan u tot u alleen, u sal ons nooit begewe, u eie seun ons borg en steun, is ook ons weg tot lewe. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het na die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons lewe aan die Here toewy, in die sin van Psalm 238, dis ou Psalm 264, strofe 4 en 5. Ja, amen, ja, o Golgotha, betaal hy vir my sonde, en deur sy bloed word ons gemoed, gereinig van die sonde, gee ons al meer Ons skriflesing is Galasiërs 2 van vers 15 af en dan Galasiërs 5 van vers 16 af. 2 van vers 15 af en 5 van vers 16 af. Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie, en tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek
vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself tot oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. En dan hoofstuk 5 van vers 16 af. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met ons sondige natuur. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom gaan julle nie doen wat julle graag wil. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet. Tot sover ons skriflesing. Salig is elkeen wat hoor en glo en daarvolgens lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons bid tot U, want U is ons enigste hoop en troos. Ons bid tot U, want U is die enigste ware God. U staan buite die skepping, Heer. U is groter as dit. En alles wat 'n mens aan kan dink en alles wat 'n mens kan doen, is binne die skepping vasgevang. Daarom weet ons, Heer, dat ons op die regte koers van die geloof is. U die God wat nie gesien word nie. U wat die allerheiligste is, die Heilige van Israel. Ons weet dat ons voor U kan stil word, dat ons nederig voor U kan buig. Ons pleit trou, Heer, dat ons in die geloof van U afhanklik kan wees, dat ons afhanklik kan bly, en dat dit ons net goed te staan kan kom. Ons vra vir U teenwoordigheid, ons vra, Heer, dat deur U Gees U woord sal oopgaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sing gesang 431 in die liedboek, strofe 1, ou gesang 214, strofe 1. O Gees van Vader en van Seun, ons bange hart tot troos en steun, getroue gids in al ons gange, U wat ons in die waarheid lei, U wat ons hoogste heil berei, U doof ons met ons feesgesang. Dis 431 in die liedboek, strofe 1, 214 in die ou boek ook, strofe 1. O Gees van Vader en van Seun, ons bange hart tot troos en steun, getroue gids in al ons gange, U wat ons in
ons hoogste heil berei, en of ons met ons feestesange, U al die goeie in ons werk, bewaar, vermeerder en versterk. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, die teksvers vir die preek is die bekende verse uit Josua 24, want Josua vat dit baie mooi saam. Josua 24 vers 14 en 15 betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan wie julle wil dien. Laas Sondag se preek het gegaan oor die vraag of God geweet het dat die mens gaan sondig. En die antwoord is dat daar 'n moontlikheid was, maar dit was nie die opdrag nie, dit was nie die bedoeling nie, dit was nie die gedagte nie. Geensins, dit is 'n verskriklike rebellie gewees toe die mens teen God gesondig het. En God se genade blyk daarin dat hy selfs daarvoor, daardie onwaarskynlikheid wat nooit moes gebeur het nie, self daarvoor het God voorsiening gemaak deurdat hy Jesus aangewys het om die redder te wees. So wat gebeur het is, daar was 'n skepping, dus daar 'n sondeval, en nou is die belangrike ding. Die mens en die skepping is verander. En u en ek dra tot vandag toe die gevolge van sondeval. Ons moet onthou, dit moet ons baie mooi verstaan. Ons ken net die gevolge van die sondeval. Ons weet nie wat dit is om sondeloos te wees nie. Ons weet nie wat dit is om in 'n heel gesonde wêreld te wees nie. Ons ken net stukkend, ons word stukkend gebore, ons het verlossing nodig, ons gaan stukkend dood en ons leef in 'n stukkende wêreld. En die mens kan dit sien. Dis nou die een ding wat ons sommer net so kan raak sien in die lewe rondom ons. As ons na die natuur kyk, dan beleef ons soms droogtes. Of ons beleef vloede, soos wat nou in die Kaap gebeur het. Dis die gevolge van die sondeval. Dis waar die dinge vandaan kom. Alles wat stukkend is, alles wat anders was as wat dit moes wees, dis die gevolge van die sondeval. Ons beleef dit in ons eie lewens, want ons beleef dat goed breek. Ons beleef dat daar ongelukke is. Ons beleef dat mense foute maak sonder dat hulle bedoel. Dis die gevolge van die sondeval. Onthou, 'n heilige God, volmaakte God wat 'n volmaakte mens gemaak het. Dit maak nie sin dat daar sulke snaakse goed daar sou gebeur het. Dit kom alles na die sondeval. En in ons verhoudings kom ons er ook agter. Ons verhouding met onsself is een ding wat ons heeltemal te min of te veel afskeep aan ons te min aandag gee. Omdat ons kwaad is vir onsself. Maak nie saak waar dit vandaan kom nie. Ergens langs die pad is elke mens maar kwaad vir homself, of jy neem jouself kwalijk, of jy dink dis jou skuld. En dan kom al die ander lelike dinge in die lewe na vore. Dit veroorsaak dat ons verhouding met ons medemens nie is wat hy moet wees. Dit veroorsaak dat ons verhouding met God is nie wat hy moet wees.
kom daar van die sondeval. Die afgelope week het een van die mense hieruit stilheid die vraag gevra: hoekom kry die mense dit nooit reg om behoorlik op koers te bly? Van altyd af. Die Romeinse Ryk het vir rowweg 1000 jaar gestaan en toe het hy in mekaar geval. Daar was party van die koninkryke in Europa waar dit vir rukkie baie goed gegaan het met die mense en dan het dit in mekaar geval. Besighede begin, doen goed, kom ten einde. Waar kom dit vandaan? Die antwoord is, ons moet onthou, dis alles leuns. Alles in die wêreld rondom ons is 'n leuen. En hoekom doen 'n mens wat hy doen? Hy doen dit omdat hy bang is. Hy doen dit omdat hy selfsugtig is. Hy doen dit omdat dit vir sy hart lekker is. As bitter min opregte Godvreesendheid in die dinge wat ons elke dag van ons lewe aanvang. Dit kom op, is ook een van die gevolge van die sondeval wat ons elke dag dra. En nou is daar die pragtige nuus en die groot troos van die evangelie, want die Here God het ons nie daar gelos. Daai ding moet ons verstaan, hy het ons nie daar gelos nie, hy het vir ons sy gees gegee, en nou kan dit op 'n nuwe manier elke keer weer begin. Al leef ons met krom siele in 'n stukkende wêreld. Kom God se gees en hy kom woon in ons hart. En nou het ons die verantwoordelikheid om dit reg te gebruik. Ons moet verstaan dat ons hele menswees geraak is deur dit wat daar met die sondeval plaasgevind het. En terselfdertyd, ons word geraak deurdat ons in Christus verlos is. Dink so dan. As ons nie geloof het, wat is ons aardse liggame van ons? As ons nie geloof het en die kennis van God, dat ons verstaan dat ons liggaam 'n tempel van God is nie, dan is ons aardse liggaam net iets wat ons kan gebruik. Dan gaan ons op die meeste gevalle nie tevrede wees daar. So na liggaam sonder geloof, besef die mens nie eers dat hy dink dat hy van God verlaat is. Ons geestelike wêreld, ons gedagte wêreld, as ons nie geleer word, dit is reg en verkeerd volgens die wil van God. As God nie vir ons die geloof gee nie, dan is ons in ons geestelike wêreld van God verlate. En in terme van die ewigheidsake, as ons nie geloof ontvang nie, dan is ons op daardie manier verlate. Na liggaam, na siel, na gees, ons hele menswees, as God nie van sy kant af ingryp en die ding kom regmaak, dan is daar nie hoop vir 'n mens nie. Dan is dit maar net dit wat ons elke dag elkeen self kan regkry. Dis hoekom dit so belangrik is dat 'n mens so af en toe net sal oomblik sal stil staan en sê, wat het daardie dag met die Pinkster gebeur? Toe die Heilige Gees uitgestort is. Hoekom is dit so belangrik? Dit is belangrik want ons leef elke dag daarvan. Maar ons is so gewoon daaraan. As 'n mens in die geloof groot word, jy is so gewoon daaraan dat jy nie eers daaraan dink nie. As jy in die geloof groot word, ken jy nie die verskil nie. Galasiërs 2 sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my. Galasiërs 5 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nie swig
voor die begeerlikhede van julle sondige natuur. Die eerste ding wat ons moet verstaan, is dat ons oor die algemeen te min bid. Dis so. Ons gaan aan en ons doen so maklike ding met ons eie krag en met ons eie vermoë en met ons eie dryf. Ons bid te min. Mens moet basies amper alles wat jy in jou lewe doen, heeltyd in gebed kan probeer doen. En die doel daarvan, dit moet ons toch mooi verstaan. Gebed gaan nie daaroor dat ons alles net van God moet vra nie. Want dan werk dit dat ons siel op 'n stadium onder vrede raak as ons nie dit kry wat ons self wil hê nie. Die doel van gebed is om hierdie opstandige siel te vat en om in koers te druk. Dis hoekom ons moet bid. Dis hoekom Jesus in Getsemane gebid het, laat u wil geskied. Daar is 'n gesonde gebed. As ons dit nie bewuslik elke keer doen nie, dan word ons gebed een of ander tyd net 'n inkopieluisie. Die tweede ding wat ons in gedagte moet hou is, soos wat die wêreld besig is om te verander. Want baie dinge wat vroeër reg was, is nou verkeerd, wat vroeër verkeerd was, is nou reg. Soos wat die dinge verander, gaan die wêreld al meer word, soos hier in die Nuwe Testament se tyd, toe alles krom en skeef en vol eiendom was. En dan gaan God meer en meer deur die Heilige Gees gaan begin werk, en dan gaan ons op die gawes van die Gees meer op daai terrein nasien. Maar hoe werk die Heilige Gees dan nou in ons lewe? Die maklikste manier om dit te verstaan, is as ons vra, wat doen iemand wat ongelowig is? Wat is sy motivering? En wat is sy doel? Het is eintlik baie maklik om te bewys of om te sê. As daar nie 'n God is wat bokant ons staan, as sy woord nie daar is wat vir ons sê, dan is ons kop, ons gedagtes, ons siel, die hoogste en die grootste ding wat daar is. Daai ding moet ons verstaan. Dis hoe ons koppe werk. As daar nie iets bo my is nie, dan is ek self die koning. En dan is my eie bepalings en my eie gedagtes die goed wat my lewe beheer. Nou is daar 'n maklike manier om dit te bewys en om te bewys hoe dom dit eintlik is. 'n onderwyser het eendag vir 'n groep kinders gesê, as God nie bestaan nie, kan die mensdom maak wat hulle wil. Toe sê die een kind, maar dis nie waar nie. Die mens kan self. Toe sê die onderwyser, goed, dan mag ek jou nou doodmaak. Sê die kind, nee, dit mag nie. Ek hou nie daarvan nie. Nee, dit mag nie. Toe sê die onderwyser, maar hoekom nie? As jy nie daarvan hou en jy's 'n mens, en ek hou daarvan en ek is 'n mens, dan is ons opinies ewe swaar. Dan verskil ons dalk so 'n bietjie, maar dan is ons nog niks wat my stop nie. Want daar is nie 'n God wat sê dit en dit en dit is reg of verkeerd nie. Ons twee se opinies, die een wat wil moord pleeg en die ander een wat nie wil verhoor wil word nie, hulle is ewe swaar. Dan gaan dit net oor die vraag van watter een die meeste mag. Watter een kan doen wat hy wil. So God is nodig. Dit is nie 'n vreeslike sterk bewys nie, maar dit maak ons ore en ons oë oop as ons 'n slag so daaraan dink. In Frankryk, vroeër jare in die skool het ons geleer van die bestorming van die Bastille in Frankryk, 1792, 1793. Frankryk het 'n koning gehad, het hulle nou in opstand gekom teen die koning,
toe het hulle die tronk bestorm waar die politieke gevangenis was, toe is daar nou 'n revolusie en toe het hulle die koning se kop afgekap en hulle het 'n klomp van die ander mense se kop ook afgekap. En toe sê die mense, die politieke leiers, toe sê hulle, ons is nou klaar met die koning en ons is nou sommer klaar met die kerk. Want die kerk gee vir die koning sy gesag en die koning het almal uitgebuit. So weg met die koning, weg met die kerk. Dit het so 3 jaartjies gehou. Toe sê daai selfde mense nie die kerk moet terugkom. Hoekom? Want die oomblik toe die woord van God nie meer daar is om vir die mense te sê wat mag en nie mag, toe het hulle mekaar so beroof en so besteel en so vermoor dat geen mens meer kon huishou daar. Dis wat gebeur die oomblik as die mens in sy eie wese die hoogste gesag raak. Die mens het 'n oppergesag nodig. En nou sê die woord vir ons. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my. So hierdie siel wat allerlei lelike dinge doen en allerlei lelike dinge kan uitdink. En die siel wat so bang is, hy word aangeraak deur die gees van God en nou is daar geloof in die mens se hart en nou kan die mens onderskei. Nou het die mense gewete. Nou die mense bewussyn van daar is iets in die wêreld wat anders is as dit wat ons elke dag hier aanvang. Dit is hoekom God daardie tyd die Heilige Gees in ons harte laat inslaan het. En dis hoe hy tot vandag toe nog werk. Jesus het gesê, ek sal vir julle die trooster stuur. Die eerste werk van die Heilige Gees is om geloof te gee, die tweede werk is om ons te troos, en dan kom die res. Jesus het gesê, die Gees sal julle herinner. Dit is hoekom ons elke dag kan leef soos wat ons leef. Want God se Gees is daar wat ons heeltyd weer op koers hou. En nou is daar die ander kant van die munt. En dit is die kant van die verantwoordelikheid en die plig wat ons in die geloof het. Laat julle lewens steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeerlikhede van julle sondige natuur. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. Wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Ons moet baie mooi verstaan. Ons leef in 'n tyd en onder omstandighede waar almal groot word en almal dink, ek mens, ek het 'n keuse. Nou, in ons alledaagse wêreld daar buitekant kan ons dit maar doen. Maar in die geloof het ons nie 'n keuse. Daai ding moet ons verstaan. En dis hoekom Joshua se woorde so belangrik is. Joshua het met die mense gepraat toe herinner hulle. Wat het God gedoen? God het alles gemaak. Hy het nêrens gevra of hy 'n mens kan maak. Hy het gemaak en toe die mens homself kry, toe is hy daar. Toe is hy klaar in 'n verhouding met God. En toe die mens iets uitdink, toe pleeg hy die sonde vol. En van daai tyd af het dit nie verander nie. Dis nie goed as 'n mens vir homself te ver dink nie, veral in die geloofsake. Om te oorleef is 'n ander saak. Maar selfs daar moet ons aan God se wil gebind wees. Toe kom God na Abraham toe. Hy het nie vir Abraham gevra of Abraham belangstel in 'n verbond nie. Hy het na Abraham toe gegaan en hom verskyn en vir hom gesê, Abraham, dis hoe dit sal wees. Ek sal jou God wees, die God van jou nageslag en hulle geslagte. Jy moet my volk wees, jy jou nageslag en hulle nageslagte. Daar's nie 'n keuse. Daar's 'n plig en dis 'n dankbare plig. Toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, het hy nie vir ons kom vra, mag hy maar vir ons sterf nie. Hy het dit gedoen want dit was nodig om ons te red. Ons is vasgemaak. Daardie selfde beginsel is dit wat Joshua daardie tyd vir die mense gesê het. Dien God, vrees hom. En dan gee hy vir ons die antwoord as iemand wil sê kies. Hy sê, of, as dit vir julle nie goed is om God te dien, kies dan met julle. Waar staan ons in die geloof?
nederig, dankbaar, gehoorsaam, want as God nie sy gees vir ons gegee het nie, dan sou ons nie eers die vermoë gehad het om die verskil te ken. Dat hy vir ons die gees ook gegee, nou kan ons onderskei en nou het ons werk om te gaan. Dit is ons werk, ons roeping, ons pad deur die lewe. Onder leiding van die Gees gebruik ons ons verstand om so goed as moontlik tot eer van God te bestaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige Heer, U is die troue God van Abraham, Isak en Jakob. U het mens geword om ons te red. U werk deur die Gees in ons en U hou die hele skepping in stand. Om tot U te bid beteken dat ons kontak maak met U as die magtigste wat daar is. Ons geniet verder die genade, Heer, dat U deur die Gees ons gebede suiwer, U filter dit. En ons geniet die genade dat ons vertroos word en nader getrek word en toegevou word in die liefde. 'n hele aardse lewe lank word alles gedoen dat ons tot U eer kan bestaan en nogtans maak ons te gereeld foute, Heer. Hoor tog, Heer, so goed as wat 'n mens se hart maar kan dankbaar wees, is ons dankbaar vir die genade. So goed as wat 'n mens kan dink om reg te doen, wil ons elke keer weer onderneem om hierdie komende week tot U eer te bestaan. Ons is verleë as ons besef hoe ver ons tekort skiet. Net soos ons dankbaar as ons weet van vergifnis wat volmaak was. Trouwe Vader, ons bid vir elke medegelowige in hierdie streek. U ken elkeen se hart. U weet waar U die saad in ons harte gesaai het. En daarom bid ons dat ons in die geloof van krag tot krag mag gaan. Ons bid dat ons voor U kan stil word. Ons vra, trouwe Vader, dat deur dit alles heen ons U voor oë kan bly hou. Want hoe sal ons nog sonder U kan leef? Ons vra dat U sonder ophou in ons harte sal werk. Dat ons weer en weer herinner mag word en dat ons nader getrek kan word. En dat 'n Godvreesende geloofslewe vir ons saak van eer mag word. Dat U altyd voorop sal staan in ons hele lewe. Ons dank U vir die oeste wat ingery word. Ons dank U vir die mate van gesondheid en veiligheid wat ons kan geniet. Ons dank U, Heer, dat ons kan weet, ons is nooit alleen. Daarom pleit ons vir vergifnis van ons sonde, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 449 in die liedboek, dit is Gesang 1, ons sing daar die 3de en die 4de strofe, 449 in die liedboek, strofe 3 en 4, ou Gesang 1, strofe 3 en 4. Halleluja, ons loof U, Heer, U Gees al uit die hemel neer.
die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.